Nou ja, lieve vriende, ons is besig met die reeks oor die 10 gebooie en ons wil dan nou vanmôre so 'n bietjie verder gaan om met jou te praat oor die uitvloeisel of die basis wat die eerste 2 gebooie lê en 'n gevolgtrekking en 'n samevatting maak van dit wat die eerste 2 gebooie as 'n wegspring, maar ook as 'n basis vorm vir die ander 8 gebooie om hieruit hierdie 2 dan te vloei. So ek nooi jou om die woord van die Here saam met my oop te maak en ons gaan saam lees die eerste 6 verse van Eksodus hoofstuk 20. Eksodus 20 is waar die wet van die Here vir die volk Israel opgeskryf is, nadat die volk uit Egipte uit verlos is, 3 maande later by die berg Sinai, dat die Here God dan vir Moses die kliptafels gegee het, wat dan die 10 wette, wat God as 'n uitvloeisel vir hulle neergelê het, as gevolg van die verhouding wat God by begin het toe hy hulle uit Egipte uit verlos het. Kom ons lees dan net weer die eerste 2 wette met mekaar saam. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Ons gaan net tot daar lees. Nou, ons is besig met die ooreenkoms by Sinai, en soos ons vir u gesê het, wil ons die eerste 2 wette saamvat en 'n gevolgtrekking maak, hoe hierdie eerste 2 wette die grondslag, die basis of dan die uitvloeisel word van die gehoorsaamheid of die nakoming van die ander 8. As ons begin met 'n samevatting, dan wil ek so begin. Met die eerste 2 wette sê God dan vir die volk dat hy wil die enigste en die eerste God wees. Ons voorbeeld verlede week was die Pick n Pay God, die God wat jy alles by kry. En dan sê hy met die tweede wet, dat moenie my verklein en in 'n vorm sit, sodat jy my kan verstaan nie. Gee my kans dat ek God is en dat ek jou enigste God is. Nou met dit in gedagte, wil ek dan die volgende samevatting met jou deel. Indien God dan die senter en die oorsprong van jou voorsiening en jou lewe is, sal jy nie nodig hê om te steel nie. Met ander woorde, as God dan die enigste God is, wat jou behoeftes voorsien, en hy gee vir jou X, dan sal dit genoegsaam wees, en jy sal nie nodig hê om iets van iemand anders te steel nie. Met ander woorde, die eerste 2 wette
sê dan vir die hoorder of die verbondspersoon in hierdie verhouding, dat jy sal tevrede wees met dit wat God oor jou lewe uitrol. En jy sal nie dit wat ander het en jy nie het, by 'n ander steel. Indien God die enigste voorsiener is, sal jy nie nodig hê om ander se besittings en voorregte te begeer nie. So met ander woorde, u sien dat hierdie eerste wet alreeds vir die volk 'n basis vorm. Dat as ek jou enigste en jou eerste, jou almagtige, alomteenwoordige, ewige een is wat weet wat jy nodig het, sal ek vir jou gee dat dit jou tot voordeel sal wees en daarom sal jy nie nodig hê om dit wat ek vir ander gee te begeer. Dan sal jy tevrede wees soos wat Psalm 16 sê, dat die meetsnoere van die Here het vir jou op lieflike plekke geval. Jy sal tevrede wees met wat aan jou toebedeel is en jy sal nie naastiglik dit wat die Here en hoe die Here ander seën begeer en dit wat jy het afmaak as onvoldoende nie. As God dan die alleenheerser van jou lewe is, sal niks jou laat onderkry dat jy daaroor hoef te lieg nie. Met ander woorde, as jy God toelaat om te wees wie hy is en om toe te laat om God te wees sonder dat jy hom verstaan, sal jy nie nodig hê om te moet leuns vertel oor dinge nie. Dan sal hy die bron wees van jou lewe en jy sal vanuit daardie bron in oopte en in reinheid leef soos hy rein is. Dis waarom die Here in Levitikus net so eentjie verder, as hy die wette met die volk deel, sal hy sê hy in Levitikus 11, wees heilig, want ek is heilig. Kyk na my en sien hoe ek reageer, sien hoe ek doen, sien hoe ek konsekwent is en lewe dan dieselfde. Indien ons hierdie eerste 2 wette sou wegneem en ons begin by die ander 8 van jy mag die naam van die Here jou God nie gebruik nie, eer jou vader en jou moeder, gedenk die Sabbatdag, jy mag nie doodslaan nie, egbreek, steel nie, jy mag nie begeer nie, jy mag nie 'n valse getuie wees nie. Neem die eerste 2 weg en begin om die ander na te kom. Word dit net 'n klomp wette wat jou sal vermoei. Want jy sal jou eie God wees en jy sal nie toelaat dat ander mense oor jou trap nie. Jy sal leuns vertel om te bekom wat nie joune is nie. Jy sal begeer wat 'n ander sin is, want jy is jou eie God. En daarom as hierdie eerste 2 die grondslag van jou verhouding is, dan is die ander 8 gebooie die natuurlike uitvloeisel van hoe hierdie Godskind leef. En dit sal jou nie vermoei nie. Indien God die ereplek in jou lewe het, sal jy sy naam beskerm en dit nie misbruik nie. Sal jy jou ouers en die gesag wat oor jou aangestel is, respekteer en gehoorsaam. Indien God dan die God is, die eerste en die enigste, en jy hom toelaat om God te wees sonder om hom te verstaan, sal sy naam vir jou iets
heiligs wees. En sal jy die gesagstrukture verstaan, dat God grenslyne in bepaalde strukture gesit het, wat nodig is dat jy aan hulle en wat reg is, gehoorsaam sal wees. Want dit weerspieël jou gehoorsaamheid aan hom wat die gesag aangestel het. Sal jy hom vir alles vertrou, as hy jou God is, en een dag neem om te rus? Hierdie eerste 2 wette is so belangrik, dat God 'n waarskuwing gee vir diegene wie 1 en 2, wet 1 en 2 verontagsaam. Kom ek lees vir jou hierdie waarskuwing. Eksodus 20 vers 3 sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld maak of enige gelykenis van wat bo in die hemel of onder die aarde of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Jaloers omdat ek nie kompeteer vir jou aandag nie. Hy sê, jy mag nie 'n ander God hê en voor 'n ander beeld buig en my verstaanbaar maak. Jy moet onthou, dat toe die volk wag vir Moses, wag hulle 40 dae, en Moses was die segsman tussen God en die volk. En nou is Moses vir 40 dae op die berg. En die volk het nou niks wat hulle die stem van God kan hoor nie. En het hulle eintlik Moses vergoddelik. En daarom vra hulle vir Aaron, maak vir ons 'n beeld wat ons God kan sien. Want hierdie God wat ons uitgelei het, is nou stil. En ons wil hierdie God sien, dat ons kan glo. En nou sê die Here, dis nie wat ek kies nie. Jy mag nie my in 'n vorm sit, dat jy my kan sien om te glo nie. Jy moet my aanvaar, want ek is die Here jou God. Jy mag nie my verkleineer of iets in die plek sit nie, want ek is die Here jou God. Met ander woorde, ek is die een wat jou uitgehaal het, toe jy niks gedoen het om dit te verdien nie, en daarom het ek die reg, dat jy sal lewe, soos wat ek dit vir jou in gedagte het. Terug na die wette, sal jy gelukkig en tevrede wees oor die pad wat die Here dan vir jou kies, as jy jouself aan hom verbind het in 'n verhouding. Hierdie God, sê hy, ek die Here jou God, verhouding, is 'n jaloerse God, is 'n God wat jou met niemand deel nie. Dit is belangrik om hier te meld en te verstaan, dat God dit nie sê, omdat hy bloot net jaloers is, selfgesentreerd is nie, maar omdat hy hierdie verhouding verdien, om die senter van jou lewe te wees. Hy het jou uitgehaal, en soos ons in die Nuwe Testament nou, soos wat die volk uit Egipte uitgehaal is, en iets in die plek moes gesterf het, en sy bloed moes gesmeer geword het, so het Jesus kom sterf, my uit die mag van die bose kom vrykoop.
En nou bied hy my hierdie verhouding, en as ek in hierdie verhouding is, as hy my enigste God is, en ek aanvaar hom om te maak en te doen wat hy wil, en ek hom nie wil verstaan nie, verdien hy dat ons in hierdie verhouding hom eerste sal stel, en hom nie laat kompeteer nie. God wil nie kompeteer met enige iets in jou lewe nie. Hy wil die eerste plek hê, omdat hy alles gegee het, en verdien hy alles in reaksie van die mens. Weereens, jy moet mooi verstaan, nie omdat God self gesentreerd is nie, sê hy is jaloers nie, maar omdat hy weet dat die mens se lewe beter sal funksioneer met hom in beheer en in die middelpunt van die mens se lewe is. So met ander woorde, jy doen jouself jy doen jouself skade aan. Jy kom jouself te na as hy nie die enigste God is. En daarom is hy jaloers, omdat hy jou met sy bloed gekoop het, en hy weet dat as hy in beheer is, jy beter af sal wees. En die mens dan, soos by Adam en Eva, wat op die plek kom wat homself God maak, dink dat hierdie God nie die beste vir hom in gedagte het nie. Die waarskuwing gaan verder as hy sê hy is 'n jaloerse God, en hy sê, vers 5, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Hier volg seker een van die grootste en die verrykendste gevolge wat enige wet van God te sê kon hê. Dat dit wat jy verkeerd doen, gevolge het op jou kinders. En wil jy moet vanmôre verstaan. En my vraag is ons nie vandag, waar ons in Suid-Afrika is, in soveel ellende, omdat daar in ons verlede gekies is dat God nie die enigste God in ons huise, in ons skole, in ons regerings, in ons kerke is nie. Is dit nie waarom ons in hierdie ellende sit? Waar die wêreld naak en moedeloos en aan die einde van homself is. Want hy sê, as ek nie die ereplek in jou lewe het nie, en ek nie kans kry om God te wees nie, dan sal ek daai misdaad van die vaders besoek aan die kinders, derde en die vierde geslag wat aan my ongehoorsaam is. Met ander woorde, God sê, indien jy my tweede plek gee, of my verkleineer in 'n beheerbare vorm sit, sal jy nie net skade ly nie, maar ook jou kinders en jou kleinkinders sal die gevolge hiervan dra. Ek was 'n bietjie uit my verlede en met groot versigtigheid, sonder om die vorige geslag te benadeel of sleg te sê. Uit my verlede so iets met jou deel, om die skade te verduidelik, wat daar mag wees,
as ouers nie net verkeerde dinge sê nie, maar hulle kinders lei en dat daar misverstande en miskonsepsies is oor wat God eintlik in gedagte het. Ek herinner my dat voor die Here my ouers en ons siele gered het ons die gewoonte gehad, en ek sê weer, geen refleksie op hulle nie. Ek wil iets verduidelik. Ek glo met my hele hart dat die egtheid van wat in my hart is van my kinders, en ek foute maak deur vir hulle dalk verkeerd te lei, is in die oomblik nie verkeerd nie, want ek het die beste vir hulle in gedagte, was dieselfde ook by myne. Maar die gevolge wat dit kan hê, dat daar misverstande is, omdat een geslag foute maak, of keuses maak, wat in die volgende geslagte gevolge sal hê. Ons het die gewoonte gehad, om elke Dinsdag aand van Virginia af na 'n inryteater te ry tussen Welkom en Virginia. Dit was die hoogtepunt naas ons kerk toe gaan op 'n Sondag, voordat die Here my ouers se siele gered het. Was dit die hoogtepunt van die gesin. Ons word groot opgewondenheid klaargemaak en Dinsdag aand gereed gesit en kos is voorberei, gekookte eiers en frikadelle en broodjies en koeldrank in die mandjies gepak. As my pa van die werk af kom, het ons gery en ons het voor die kar by die inry komberse gegooi en daar buite gesit en eet, en voor by die parkie voor die bioskoopskerm het ons daar op die parkie gespeel totdat die fliek begin het. En so was dit elke Dinsdag. En op 'n stadium het die Here Jesus my ouers ontmoet en gee my pa hulle harte vir die Here. En 'n Dinsdag na die ondervinding dat die Here in my ouers se lewe gekom het, sit ons as kinders die Dinsdagmiddag met die verwagting dat ons inry toe gaan. Dinsdag kom en my pa kom van die werk af en daar word nie aanstaltes gemaak om fliek toe te gaan. En daai tyd het jy nie gevra nie, want anders het jou mond gebloei. En op 'n stadium toe vra ons nou, maar waarom gaan ons nie meer inry toe nie? En die antwoord was dis sonde. Die Here het gesê dis sonde. Nou, of dit sonde was of sonde nie was nie, is nou nie ter sprake nie. Maar in 'n jong kind van 11 jaar se lewe het tot die gevolgtrekking gekom dat om Jesus te kies gaan jou lekker by die venster uit. Hy kom steel jou lekker. Want wat lekkerder was dit nie om Dinsdae aande daar te gaan speel en broodjies eet en film kyk en huis toe gaan. Jy kon ten minste na 8 in die bed gekom het. En so het dit aangegaan en in 1976 toe die televisie kom, toe almal televisies in die huis kry, toe ons vra nou maar hoekom is dit nou vir ons nie beskoor nie, ter daar gesê die Here het gesê dis sonde. En ons het nie televisie gehad. Op 'n stadium in 1980 toe kom ons by die huis in 'n familiegeselskap en daar word gesê dat ons huisgodsdiens verskuiwe nou bietjie vroeër, want ons gaan Bybel lees voordat ons die TV koop, want die TV begin 6:00. Dan kan ons almal TV kyk.
En weer eens hierdie gemoedsskommeling van, maar dit was sonde, hoekom koop ons 'n televisie? Maar dit is vinnig verbygegaan, omdat ons nou die televisie het, en dit is baie lekker om die televisie te hê, maar steeds hierdie ding in jou agterkop van, dit was sonde, en nou is dit nie meer sonde. Want ons het nou ook 'n televisie. Later is die televisie uitgebrei en daar is 'n Mnet gekoop en daar's baie dinge bygevoeg, maar die punt wat ek wil maak is, die heeltyd hierdie ding in 'n mens se lewe, dat die Here om hom te dien vat goed weg, en dit maak God iets van wat sonde gehad het, en sonde iets genoem het, later nou nie meer sonde is nie. En dis die gevaar, positief en negatief, dat as 'n geslag 'n fout maak, die reperkussies in die geslagte ingaan, en ons nie altyd besef wat die invloed en die impak is nie. Met ander woorde, hy sê, gee my tweede plek in jou lewe, in jou huis, in jou dorp, in jou land, in jou regering, jy gaan skade ly. En die volgende geslag, en die geslag daarna gaan skade ly. En nou weer, is ons nie vandag waar ons is as gevolg van wat in die verlede gedoen is nie. En die gevaar nou is, dat ek en jy sit vandag met die aflosstokkie, en weet wat ons gaan doen, en wat ons gaan sê, gaan 'n impak hê op ons kinders, en ons kleinkinders, en op ons agterkleinkinders. So die geweldige belangrikheid van hierdie wet, vir die eerste twee, is hou God God. En moet hom nie beredeneer nie, maar gee hom die tyd en die plek, dat hy God is en God kan bly, en wat verkeerd is, bly verkeerd, en wat reg is, bly reg. Ons leef in 'n dag, dat die Bybel so verdraai word met hierdie selfde geslagverbintenisse, wat dit 'n paar jaar terug verkeerd was. En vandag word daar gesê dat dit nie so verkeerd is nie, en dat die ou geslag eintlik die onverligtes was. So, met ander woorde, die ander kant is ook waar, en ek wil die ander kant ook stel, dat hulle kon die regte pad gestel het, maar dit hang af van die persoon wat die leer moet en die oordrag moet doen, wat die gevolge hiervan in sy hande het. Jy mag nou dink, dis onregverdig, en dit mag wees, maar God het niks gesê van regverdigheid hier nie, maar dat hy nie homself wil deel nie. As jy my sou vra, wat dit sou beteken dat hierdie derde en vierde geslag skade sal hê, dan moet ek eerlik vir jou sê, ek weet nie wat oorerflike straf is nie. Maar ek weet, want ek beleef oorerflike gevolge. Ek sien dit in my land, ek sien dit in my mense se lewens. Hoe hierdie dade van die verlede oorerflike gevolge het, wat 'n geslag nou moet dra, wat nie die besluit geneem het, wat nie daar was toe die besluit geneem is, om so en so en so te reageer. Maar nou dra ons die gevolge. En dis wat belangrik is. Talle mense dra die gevolge van keuses en besluite van hulle ouers en van voorgangers. En jou kinders lyk dalk, of jy self ly oor besluite, en oor jou eie besluite as 'n ouer. Is dit regverdig dat hulle daaronder moet ly? Nee, maar dis die waarheid. God sê, dat hy geslagte sal straf vir voorgangers wat misluk het. Kommunisme is een van die beste voorbeelde. Jare was dit die mense ingeprent dat die staat die finale gesag het,
en dat die staat die God is, en dat die staat aanbid moet word, en dat die staat alles besit en uitdeel, en mense dra steeds die gevolge hiervan, al het kommunisme al in 1986 verval. Maar gelukkig is dit nie waar hierdie waarskuwing stop nie. Wat God hieroor te sê gehad het, draai ook in 'n positiewe rigting. Hoor wat word gesê. Vers 6. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Dieselfde geld vir diegene wat God se wette en God se plek in hulle lewens gehoorsaam, om die ereplek en die senter van hulle lewens maak. Net soos wat die geslagte gaan skade ly as die vorige geslagte misluk, so sê die Here, sal hy ook barmhartigheid bewys aan duisende van hulle wat besluit om God die eerste plek in hulle lewens te gee. Die wonderlikheid vir my as pa en as oupa, om nou te sien hoe my kinders die Here dien. Genade, net genade, en hoe my kleinkinders die pad loop, omdat ons 'n keuse gemaak het en hulle geleer het dat dit die beste pad is. Dat om God in jou lewe te hê, is jy beter af as om jou eie God te wees. Die Here sê, hou my eerste en hou my uniek en plaas my in julle vertroue. Plaas julle vertroue op my. En ek sal die volgende 1000 geslagte my oorvloed gee en dit oor hulle uitstort. Jy gaan die geleentheid hê om deur absolute gehoorsaamheid mense in jou geslag te raak en te bereik, en selfs mense wat jy nooit sal ken. Dink net hoe die Heilige Gees jou lewe kan gebruik as 'n boodskap om ander na hom toe te trek. Dink net die impak om mense te kan beïnvloed wat jy nooit ken nie. Ek gaan my agterkleinkinders en my agterkleinkinders dalk nie sien nie. Maar die impak en die beloning eendag, om soos Josua sê, ek en my huis sal die Here dien, dat jy sal kom en sien hoe jou kinders en jou kleinkinders hulle kinders op die weg van die Here gelei het. Dit kan gebeur om net die eerste 2 wette te gehoorsaam en God te laat wees. Dis die grootste besluit wat 'n mens ooit kon gemaak het. Nie die blote nakoming van die wette nie, wat ons ken en wat ons mag en nie mag doen nie. Die grootste besluit is nie net om die wette te gehoorsaam, maar om uit 'n verhouding God die eerste plek en die enigste plek te gee en om nie te beredeneer nie. En dan sê hy, sal ek in hierdie verhouding dit vir jou moontlik maak om soos my kinders te leef. Dis juist wat Matteus 5, 6 en 7 gedagte het. En ons gaan dan 'n bietjie later daarby stil staan waar Jesus sê, julle sê dat ek mag nie doodslaan nie. Hy sê, maar ek sê dat as jy net kwaad praat van jou broer of kwaad dink van jou broeder, jy alreeds hom doodgemaak het. Julle sê jy pleeg nie egbreek om fisies by 'n ander man se vrou in te gaan nie. Ek sê as jy net na haar kyk en begeer, het jy alreeds egbreek. Met ander woorde, dit gaan nie oor die doen of die nie doen van die ding nie. Dit gaan oor die gesindheid binne die verhouding. As dit God skade aanbring, dan sal my lewe dit nie doen nie. Ek wil 'n voorbeeld gebruik. 'n Man wil trou, maar hy wil nie 'n verbintenis maak tot die huwelik nie. Omdat hy nie kan kies tussen sy aanstaande
en sy sport nie. Hy het baie vriendinne gehad. Maar wanneer dit kom by die trou, word die besluit vir hom ongemaklik om te kies tussen die een verhouding en die ander verhouding. En baie keer wil ons wil die wette gehoorsaam van God, maar ons wil in 'n ander verhouding wees. En dit gaan maak dat jy nooit die stap sal neem om in hierdie verhouding wat jy die wette wil gehoorsaam, groei en sukses behaal. Want jy wil die een stel wette by 'n ander heerser toepas wat nie kan werk nie. Dieselfde sal gebeur met 'n verhouding met God en ander dinge wat ek God in my lewe wil maak. Of selfs ek wat as God in my lewe wil besluite neem. Dieselfde gaan gebeur. Ek sal nie kan kies tussen die twee verhoudings nie. En ek sal ongemaklik wees en sal hierdie stel wette net 'n stel reëls wees wat my vermoei, maar ek word so gedruk om dit te na te kom, want ek probeer aan die een kant tevrede stel om my hemel toe te vat, maar ek wil vir 'n ander baas leef. In ander woorde, voordat die volk moet hoor wat hulle nie mag en mag doen nie, kom God en stel hy 'n prioriteitslys vir die volk voor. Dit gaan nie oor dat God jou beter wil maak nie. Dat die mens slegte dinge in plaas van goeie dinge doen nie. Of mag niks in die senter van ons lewens plaas behalwe God. Dis nie waaroor dit gaan nie. Die eerste twee gaan dus nie oor die blote gehoorsaamheid aan die wette nie, maar die erkenning van God as die enigste God in jou lewe. So aan die ander woorde, dis nie dat jy slegte dinge in jou lewe plaas en dat hy nie die senter van jou lewe is nie. Dit gaan daaroor dat jy God nie die erkenning en die ereplek gee nie. Hier's die punchline. Dis die rede waarom mense so 'n probleem met gehoorsaamheid het. En God die eerste plek nie wil gee nie. Is omdat hulle dink dat God die mens goed of anders wil maak. God wil jou nie anders maak nie. God wil jou nie 'n beter mens maak nie. God wil nie jy moet minder sondig nie. God wil jy moet hom kies om in verhouding met hom te leef. En om ons goed en anders te maak, moet hy ons weerhou van sekere dinge wat goed en interessant is. En ons dink dat ons gaan mis op die dinge wat dalk lekker en noodsaaklik is. En nou word hierdie stryd. Ek wil hom tevrede stel, maar ek wil ook daarom die lekker van die wêreld hê. Dis die grootste stryd in kinders en ouers. Om ons beter en goed te maak. Dink die kind, gaan ek mis op die lekker dinge in die lewe en daarom rebelleer ons. En dieselfde met die Here. Ek dink ek gaan iets mis. Eva het gedink sy gaan hierdie volmaaktheid mis as sy nie van die vrug eet nie, en God het eintlik iets van haar weggehou en daarom vat sy die vrug en verwyder hom van die troon af en plaas haarself op die troon en dink dat dit wat hy van haar weghou haar beter af sal maak, waar sy inteendeel slegter af sal wees. God wil nie slegte mense goed of beter maak nie, maar hy wil mense vry maak en hulle vry hou. Hy wil die plan wat hy aan die begin met jou gehad het, om 'n geslag van God se kinders te hê, behoue te laat bly. En dis waarom hy die eerste mense geskep het en gesê het, gaan vul die aarde, maak vir my kinders, Maleagi 3 en 4 sê, gaan maak vir my kinders en kleinkinders, ek soek 'n geslag wat my dien. Daarom sterf hy aan die kruis.
en hy red ons, en hy bevry ons, en hy verlos ons, dat ons dit kan bly, en nie nodig het om slawe van die sonde en van die Satan te wees nie. Daarom haal hy die volk uit Egipte uit, en hy gee vir hierdie wette, as 'n uitvloeisel van die verhouding, ek is julle God, en so lyk my kinders. Nie, as julle dit doen, as julle my kinders. Dis nie 'n voorwaarde van die verhouding nie. Dis 'n bevestiging. Net soos die volk nou hierdie sabbate en die feeste en al hierdie morele wette nakom en vier, kom ons in die Nuwe Testament en die Here sê, ek wil jou vrymaak van die mag van sonde. En die enigste manier, jy's nie so kosbaar dat ek vir jou gesterf het nie. Ek het juis vir jou gesterf omdat jy so sondig is. En dat niks anders as 'n heilige God wat in jou plek moet sterf, sou die volle prys ten volle kon betaal het nie. Om jou vry te maak van sonde en jou vry te koop uit die mag van die bose. Om sy wette dus te verwerp, beteken om jouself terug in slawerny te bring. Vir die volk was dit, en die hele Exodus, Deuteronomium, Numeri, wil die volk terugkeer Egipte toe. Hulle begeer om terug te gaan, omdat die pad wat God hulle gekies het, hulle hom nie kans gee om God te wees, dat hy hulle kon lei. Hulle kon binne 3 maande in die beloofde land wees. Maar hulle swerf rond vir 40 jaar, omdat hulle dit wat God vir hulle gekies het verwerp, hulle eie God word en wil teruggaan Egipte toe. Voordat die volk by al hierdie seremoniële wette, of morele wette, of gehoorsaamheidswette, of feeswette kon kom, moes die volk die besluit neem, verbind jou aan God, en gee hom die eerste plek. Dis die samevatting en die gevolgtrekking van hierdie eerste 2. En wanneer ons nou kom by die ander 8 wette wat oorbly, gaan jy sien dat hierdie natuurlike uitvloeisels word, omdat jy God eerste stel, en hom kans gee om jou God te wees. En nou sluit ek af en ek vra, is jy bereid om dit vandag te doen, om hom die enigste God te maak in jou lewe? Deur in 'n verhouding met hom te tree, om nie te probeer verstaan nie, maar om kans gee dat hy vir jou God is en vir jou doen wat hy in gedagte het, sodat hy sy riglyne met jou kan deel. Matteus 6:33 sê, soek die koninkryk van God eerste, en al hierdie ander dinge, maak my God, gee my kans om God te wees, en ek maak dit vir jou moontlik om wet 3 tot 10 as 'n natuurlike uitvloeisel te gehoorsaam. Soek die koninkryk, maak hom koning van jou lewe, en die ander dinge is natuurlik. Die Here help, en die Here dra vir ons deur. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u wonderlike woord en vir die manier hoe u dit met ons deel. En wil ons vandag, Here, bereid wees om hierdie eerste 2 wette aan te neem, dat u ons enigste God is, en dat u kan God wees soos wat u wil, omdat u die beste vir ons gedagte het, sodat hy sy riglyne met ons kan deel. Ons dankie vir môre. Ons eer u vir die woord. Ons aanbid u in Jesus se naam. Amen.